Welkom terug by die groot ontbyt. Ons kuier nou saam met Johan Botschitz. Hy is natuurlik welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. En ons praat vanmôre op die Geldbank oor beleggingsopsies, oor doelwitte veral, want kyk, as jy 'n doelwit het nie, wat is die plan dan? Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om weer te wees. Dis lekker om jou te hê. Johan, ons begin maar weer by die markte. Ons 'n bietjie kyk wat gebeur het in die markte die afgelope week, soos wat ons elke keer maak as jy hier is. Wat het vir jou opgeval? Ja, ek dink die een ding wat almal bietjie verbaas oor was, is dat die goudprys ook kan daal. Hy kan nie net aanhou bly styg nie, né? So verlede week het hy vir die eerste keer in 9 weke bietjie laer gesluit. En soos ons in die verlede gepraat het, dat die goudprys en platinumprys aandele gedryf het, en die omgekeerde nou net plaasgevind. So daar's nou van die goudmyn maatskappye wat nou al 20% laer is as hulle hoogtepunt, jy weet. Wow. So dit het baie vinnig omgedraai. Dit het ook ons plaaslike mark afgetrek. Gister weer 1.7% laer gesluit. Die Hulbron aandele gister verder 7% laer gesluit. 7%? Die Hulbron aandele, ja, so die goudmaatskappye kry baie swaar op die stadium nou, die laaste week. So maar wêreldmarkte gaan dit eintlik nog goed. S&P 500 gisterand weer omtrent 0.9% hoër. So oor die algemeen gaan dit goed. Dis net die goudprys wat die goudbulle bietjie teruggetrek het, ja. Wat is die vooruitsigte vir die res van die jaar? Ek dink daar's definitief 'n paar groen lote. So ons moet kyk wat met rentekoerse gaan gebeur, wat natuurlik markte gaan beïnvloed, soos ons altyd daaroor praat. Dan ook ons verwydering van die gryslys moet hopelik positief wees en ons hoop daar kom nou 'n bietjie resultate van dit, nuwe investeringe in ons land hopelik wat positief kan wees. En dan een van die grootste goed wat ons nou hierdie week ook gaan dophou is die winsrapporterings van die groot internetmaatskappye in Amerika. Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, al daai maatskappye, al die IT-maatskappye wat hierdie week weer hulle winste gaan rapporteer en dit gaan vir ons nog 'n goeie aanduiding gee oor die gesondheid daarso en wat met die Amerikaanse mark vir die res van die jaar gaan gebeur. So ons gaan dit baie fyn dophou ook, ja. En dan moet ons praat oor die moontlikheid van 'n rentekoersverlaging. Gaan dieselfde bly, gaan dit verlaag hierdie van die jaar? Jy sê investering van die buiteland, dit was baie belangrik. Wat gaan met die rentekoers? Ja, ek dink as 'n mens internasionaal gaan kyk en Amerika gaan kyk, dink ek daar's 'n groot waarskynlikheid dat hulle nog 'n rentekoersverlaging, een of dalk 2 voor die einde van die jaar gaan kry. So waarskynlik, ek wil amper sê definitief 'n rentekoersverlaging daar. Hier by ons plaaslik, ons inflasie is bietjie hoër as wat ons dit wou gehad het, dit definitief. Maar 'n mens moet onthou dat ons rand baie sterk is en kan nog steeds versterk nou op die korttermyn. Die olieprys is redelik stabiel. En dan ook ons kort ekonomiese groei nie, ons kort werksgeleenthede. So ek sal nie verbaas wees as ons dalk in November maand 'n rentekoersverlaging kry van 25 basispunte nie. So ek dink 'n mens moet dit nie uitsluit nie. Dis baie gevaarlik om te sê daar gaan daar's glad geen moontlikheid van 'n rentekoersverlaging nie. So ek dink as 'n mens gaan kyk na wat moontlik met die rand kan gebeur, waar ons nou staan, dan kan ons dalk verras word voor Kersfees met nog 'n rentekoersverlaging. Ek nou nie dit verwag nie. Johan, wat beteken beleggingsopsie vir elke doelwit? Ja, ek dink dit is nogal 'n ding wat ons baie met kliënte oor praat, is dat jy moet belê om 'n sekere doelwit te bereik. Jy weet, beleggers dink altyd, daar's net een tipe belegging wat jy moet doen en dit werk vir almal. En dit is ongelukkig nie so nie, jy weet. Dis dieselfde as motors, weet jy kan nie 'n vinnige sportskar koop en dink dit gaan die lekkerste ding wees om Kreerwiltuin toe mee te gaan nie. Of 'n groot 4x4 koop en dink dit gaan die vinnigste ding om die baan wees nie. So jy moet 'n belegging maak of 'n instrument belê met 'n sekere doelwit of teiken opbrengs. Nou ons het in die verlede al baie gepraat oor die mandjies wat ons by PSG het, wat ons vir kliënte saamstel, verskillende fondse, gedink om weer 'n bietjie daarna te kyk en net weer hoe verskil daai tipe van mandjies en ook die resultate van daai mandjies. Jy weet, so hier op die skerm het ons nou ons plaaslike preserver mandjie wat 'n baie konservatiewe mandjie is en teenoor hom die creator mandjie wat 'n baie aggressiewe mandjie is. En as 'n mens net daar gaan kyk vir die laaste 12 maande tot en met 30 September hoe hulle opbrengste verskil het. Jy weet die preserver wat 'n meer konservatiewe een was, so amper 14%
en dan die creator baie aggressiewe mandjie oor die 24% vir die laaste 12 maande. So ja, dit is die verskillende opsies wat daar is. En die belangrikheid laat 'n mens moet investeer vir om 'n sekere doelwit te bereik, ja. Vir die kyker daar buite, jy sê nou 'n meer konservatiewe mandjie en 'n meer aggressiewe een. Wat maak die een meer aggressief as die ander? Ja, so dit gaan oor die onderliggende bateallokasie. Jy weet, en ons het al baie in die verlede ook gepraat hoe belangrik is die onderliggende bateallokasie. So as 'n mens byvoorbeeld na die preserver kyk, hy is meer konservatief. Hy het omtrent so 32% blootstelling aan aandele, wat die bateklas is wat vir jou oor die langtermyn die grootste opbrengs gee, maar ook baie wisselvalligheid kan gee op die korttermyn. Die onderste mandjie, die creator fonds, het omtrent 96% in aandele. So sy hele doelwit is net om langtermyn groei te kry, maar dit kom ook met baie wisselvalligheid. So om nou weer terug te kom na die vergelyking van die motors toe. Jy kan byvoorbeeld nie in die preserver gaan belê en sê hoor jy wil die hoogste moontlike opbrengs kry nie. Net so kan jy byvoorbeeld nie in die creator gaan belê en sê hoor jy ek wil 'n lekker stabiele opbrengs hê nie, want hy gaan vir jou 'n goeie opbrengs gee, maar dit gaan met wisselvalligheid kom. So daai onderliggende bates is dan nie altyd konstant nie. Nee, so ja en nee. Okay. So elke fonds het 'n spesifieke mandaat. So kom ons sê byvoorbeeld die preserver fonds sal altyd by sy mandaat bly. So hy sal byvoorbeeld omdat hy nou konservatief is, sal hy nooit iewes skielik gaan en sê hoorie van 32 na 70% aandele blootstelling nie, want dan beweeg hy buite sy mandaat. So hy sal nooit meer as 35% aandele blootstelling hê nie. Die creator byvoorbeeld wat baie aggressief is, sal waarskynlik nooit onder 90% aandele blootstelling hê, want dit is sy mandaat. Maar wat wel verander is jy weet hoe daai aandele saamgestel is. So daar word die hele tyd binne die mandjies word die onderliggende aandele verander, maar die oorhoofse bateallokasie van hoeveel aandele, hoeveel kontant en so, dit sal altyd min of meer konstant bly, omdat dit volgens die spesifieke mandaat van die fonds is. Nou die twee fondse, hoe pas hulle in 'n totale beleggingsportefeulje? Ja, ek dink die preserver fonds is 'n konservatiewe fonds, dis vir korttermyn geld. So dis mense wat byvoorbeeld sê, hoor ek het nou 'n klomp kontant, ek weet eintlik nie wat ek nou op die korttermyn met dit gaan doen nie. So ek wil 'n beter opbrengs hê as in die bank, maar ek gaan waarskynlik vir die volgende jaar of 3 nie hierdie geld gebruik nie. En ek wil nie baie wisselvalligheid hê nie. So dan is die preserver fonds eintlik die beter fonds om in te belê, want hy gaan minder wisselvalligheid gee, hy gaan bietjie beter opbrengste gee as wat jy in die bank kry. Die creator fonds daarteenoor is vir mense wat sê hoorie, ek spaar hierdie geld, ek gaan dit waarskynlik nie binne die volgende 7 jaar gebruik nie. Ek is gemaklik om wisselvalligheid te hê in my portefeulje, maar ek wil die maksimum kapitaalgroei hê. So een is redelik korttermyn, een is langtermyn, en dan is daar nog natuurlik in die middel ook 'n meer gebalanseerde mandjie, maar dit is die twee uiterstes van die twee, meer korttermyn en die ander een is definitief meer langtermyn. Want dis die ding, mense het nog gedink in jou kop dat mense altyd die fonds kies met die hoogste opbrengs, maar dit is nie noodwendig dan maar so nie. Ja, dit is nie so nie, maar dit gebeur ongelukkig. Jy weet, so mense sien partykeer 'n opbrengs en dan wil hulle net in daai fonds ingaan. So hulle sien hoor iemand kan vir jou 13% of 14% opbrengs gee en dan wil hulle daarin gaan, maar hulle behoeftes is verskillend nie. Dan wil hulle vir 6 maande of vir 'n jaar of vir 'n jaar en 'n half daarin gaan en dan gebeur daar iets soos COVID byvoorbeeld, of die finansiële krisis wat ons 2008, 2009, 2017 se markte wat teruggesaak het, en dan het daai mense 'n probleem, want dan hulle eintlik korttermyn geld het hulle op 'n baie riskante of 'n meer riskante en 'n meer wisselvallige belegging gaan sit. So ons is, jy weet, ons is nogal sterk uitgesproke dat om kliënte, ek wil amper sê te probeer oplei om nie net op moontlike opbrengs te fokus nie. Jy moet regtig gaan kyk wat is jou doelwit, en partykeer as jy gaan kyk na die preserver fonds wat nou oor die afgelope 15 jaar vir jou net so 9,5% per jaar gegee het vir 15 jaar lank,
Dis vir baie mense is dit genoeg. Wat sê oor ek wil nie hierdie groot wisselvalligheid hê nie, ek wil nie 'n risiko loop nie. Ek is baie gelukkig, dit klop inflasie redelik goed oor die tydperk, tevrede met dit. So mense moet baie versigtig wees om nie net opbrengste na te jaag nie, want dit kan jou byt. Alles oor die doelwitte. Weet waar jy op pad is. Definitief. Baie dankie Johan dat jy 'n draai kom maak het vanmôre. Is lekker om jou te Dankie, was lekker om te gesels. Ja, dis aan Johan Botchits van PSG Wealth Pretoria Oos. PSG Wealth Pretoria Oos help jou om die geheelbeeld te sien. Vir meer inligting, stuur gerus 'n e-pos na groot@psg.co.za. Geaffilieerdes van die PSG Finansiële Dienste Groep, 'n gelisensieerde en beheerde maatskappy en gemagtigde finansiële dienste verskaffer.